Môre mense, hier is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storie te vertel. Nou ja, die van julle wat my nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel net my storieetjie hoe ek van 'n Christenpriester 30 jaar van my lewe kerk gespeel het en vandag 100% spiritualist die laaste 12 jaar. En ek deel dit met julle en ek vertel vir julle my storieetjies. Dit is 'n storieetjie, is jou nie gewoon eens op kyk, beweeg aan. En as jy vind daar is ietsie daarin, baie dankie en deel die video's, share it en follow my. Want ek het nog so baie wat ek moet vertel. Mense, vandag wil ek julle vertel oor spirituality en vandag wil ek julle vertel oor plantmedisyne, want duidelik is daar 'n klomp mense in hierdie wêreld wat spirituality uitmaak. Dit kom duiwelaanbidders en klomp drakkoppe. Nou ja, Rocco wil hierdie dinge regstel dat julle dit weet, want ek as 'n ex-priester het dit self ondersoek en self beleef en daarom kan ek dit vir julle vertel uit my hart uit. Mense, as 'n Christenpriester het ek nie geglo in drugs nie, ek het nie geglo in drank nie en ek het nie geglo in sigarette nie, ek rook ook tot vandag toe nie. En ek voel dat jou liggaam is in 'n skoon, rein middel. Jy moet probeer om altyd skoon te wees en probeer om altyd 'n lig te wees, want dit is waaroor spirituality gaan. Nou ja, as 'n priester het ek weggebreek van Christianity af, omdat ek op 'n stadium in my lewe gedog het, dit is die enigste weg tot saligheid en dit rotsvas fondasie en groep my mense dit het nie. En ek is weg van die kerk af omdat ek 'n sak vol vrae het. En dit kan nie geantwoord word nie. In 'n kerk waar mense altyd sê hulle die Heilige Gees. En die Heilige Gees staan vir waarheid, maar ek kry nie antwoorde nie. En dit het ook my laat twyfel. Ek sê, Heer, is dit die enigste weg? En ek het gaan soek na nog antwoorde. Ek het spirituality ontmoet en die eerste geloof my, die eerste 2 jaar het ek my bes probeer om dit verkeerd te bewys en ek kon nie. Mense, spirituality loop 100% met wetenskap. Daar's nie een kraakie in spirituality. En dit is waar baie mense confused raak met spirituality. Spirituality is soos ek teruggegaan het in my geskiedenis het ek gevind spirituality is daar van die begin af. Vir honderde, duisende jare is spirituality op aarde gewees. En mense spirituality beoefen nog lank voordat Christianity eers bestaan het. En ek het gegaan en ek het gesê, okay, luister, vertel my meer van spirituality en hoe meer ek in spirituality ingaan, het ek geleer wat selfs jou Bybel sê, dat ons is almal net siele wat aarde toe gekom het en in 'n natuurlike liggaampie ingereïnkarneer het. En hierdie liggaampie noem jou Bybel is 'n aardsvat. Dis 'n vervoermiddel. Dit is niks anders nie. Hy gaan dood in sy 70's en dan word hy weer kompos en ek en jy as 'n siel lewe vir ewig. Jou Bybel sê so. Alright. So dit beteken dat ek en jy kom van die ander kant af. Is reg? Ja, want ons is uit God uitgebore en ons is 'n siel uit God uit en ons is almal seuns en dogters van God. Is ek reg? Ja, is reg. So met ander woorde, julle gaan my saamstem dat aan daai kant kry ons vir God en ons kry aan daai kant, julle noem hom die duiwel, donkerte. Is ek reg? En julle gaan ook my sê ja, ek stem saam. So dit beteken by God gaan ons engele kry, by God gaan ons guides kry, by God gaan ons archangels kry en by God gaan ons alles kry wat goed is en wat lig is. En julle gaan my saamstem, ja. En julle gaan my saamstem aan die duiwel kry jy donker engele en die duiwel kry jy demone en die duiwel kry jy evilness en bad. En ek glo julle gaan my saamstem. Goed. So dit beteken as ons as siele uit God het gebore uit in daai kant, dan kom ons van daai kant af. So ons weet tussen reg en verkeerd. Is dit reg? Nou is ons gereïnkarneer in 'n liggaampie en dit is waar die verskil kom. In spirituality sê ons dat ek en jy as 'n mens het die ability om te kan connect met die ander kant. Soos wat jy teruggaan in jou Bybels voor Konstantin
die Bybel vir mekaar gemaak, jy gaan die eindige skrifte gaan sien, baie gelowe het gemeditate, hulle het rituals gedoen, hulle het voetvrouens gehad wat gehelp het en plantmedisyne baie gebruik en hulle het altyd geconnect met die ander kant. So met ander woorde, wat ek vir julle probeer wys, jy kry twee soorte spiritualities. Jy kry die duiwel aanbidders wat die donker kant aanbid en jy kry die white light workers op aarde wat goed probeer doen, wat God aanbid. Al twee is spirituality light en spirituality dark. Maak dit sin so ver. Alright. So wat gebeur op aarde kry jy shamans? Jy kry twee soorte shamans. Jy kry shamans wat werk saam met donkerte en jy kry shamans wat werk saam met lig. Jy kry kois wat werk saam met donkerte en jy kry kois wat werk saam met lig. Jy het al twee kante, het jy twee verskillende, dit is altyd 'n reg en 'n verkeerd, altyd 'n mooi en 'n sleg. Daar's altyd twee kante. So met ander woorde, die Illuminati, wat ons nou so baie op die TV kyk, wat nou oral in tevoorskyn kom, waar hulle wys dat hulle betrokke is met kindertjies verkragt, kindertjies eet, kindertjies se bloed drink, kindertjies molesteer. Dit is die donker kant van spirituality. Elkeen van hulle beoefen spirituality, maar die donker kant. En dan natuurlik, die ligte kant is hulle wat altyd probeer goed doen, altyd probeer goeie mense wees, altyd probeer help, altyd probeer omgee. So sien julle die twee verskillende groepe. Nou ek as 'n priester het altyd gedink, ag, dit is om dieselfde ou groep. Almal is duiwelaanbidders. Nou het julle weet daar is twee groepe. Nou kom ek vertel vir julle, die shaman wat in hierdie kant is, in die wit kant se groep, hy gebruik plantmedisyne. So wanneer hy sy iboga of sy mushrooms gebruik, of sy ayahuasca gebruik, of sy DMT gebruik, dan kan hy sy vibrasie so hoog lig, so dat hy kan kontak maak met die guides, met die archangels, met die Akasha records, en dan kan hy sê, luister ouens, hierso het ek iemand hier voor my wat graag hulp nodig het. Hy het 'n pyn in sy bors, kan julle vir my help? En die councils en die orders en die archangels en die guides almal kan hom kontak maak en sê van ons kant af sien ons dat die Rocco het 'n pyn in sy bors, sy are is verstop, asseblief. Jy gee vir hom daai en daai krye om te eet. En so kan die shaman terugkom en shaman vir jou sê, luister Rocco, ek het met die guides gepraat. En hulle sê jy met daai en daai plant eet, gaan jou are weer oopmaak, dan sal jy right wees. So dit is hoekom mense na shamans toe gaan. Net soos wat jy in jou kerk na jou priester toe gaan. Jy het tandpyn net, dan sê die priester ek het tandpyn, dan sê ek gaan na die dokter trek jou tand. Die mense wat spiritual is, gaan na die shaman toe en die shaman sê hang net gou 'n bietjie en hy pluk 'n paar blaartjies af hierso. Hy sê kou net hierdie sit op jou tong, op jou tand. En ek wil graag hierdie tee wat ek maak met spices en krye en goed is, ek wil hê jy moet dit drink. Dit sal ook jou bloed en alles skoon maak. Dieselfde met die duiwelaanbidder. Hy gaan na sy shaman toe en sy shaman kan ook vir hom goed te doen. So sien julle as twee kante. So plantmedisyne is eintlik net daar gewees vir die shamans en vir die kois en vir die wat in daai rigting wil gaan om kontak te maak met die ander kant. Dit is eintlik al waarvoor hierdie plantmedisyne gemaak is. En natuurlik ook om jou gesond te maak. Cannabis is baie goeie medisyne om mense gesond te maak van kanker, om mense gesond te maak van Alzheimer's, en verskillende siektes. Selfde mense weet nie, hulle sê altyd, nee, maar ook oor gebruik drugs. Dis nie drugs nie. Jou eie liggaam gee af DMT. DMT is 'n wortel wat jy pluk in die bos. Mushrooms is wat jy pluk uit die bos uit. Niks is drugs nie. Moet dit nie verkeerd verstaan nie. Dis plantmedisyne. Drugs is wanneer jy gaan acid koop wat gemaak is deur iemand. Drugs is wanneer jy gaan tik koop. Drugs is wanneer jy ander goede gebruik wat mens gemaak is. Waar
In die spiritual world het jy plantmedisyne en daai plantmedisyne is juis net vir hulle wat dit kan gebruik om ander mee te help. Dit is nie gemaak vir elke Jan Raap en sy maat nie. En ek sal regtig nie aanbeveel dat julle dit gebruik nie. Ek persoonlik het dit gebruik om dit te toets om te sê, luister, wat is hierdie? Ek wil graag weet, ek wil eendag van mense kan vertel, ek het cannabis of ek het mushrooms gebruik, wat maak dit aan die mense? En ek gaan julle vertel mense, ek persoonlik het baie dinge ondervind, van die dinge wat ek ondervind het, ek het in my liggaam uitgegaan, ek kan astral travel, ek het vele kere astral travel, dis hoekom ek gesien het wat daarbo aangaan. Daar's lewe op meeste planete, daar's mense daarbo wat jou government nie vir jou vertel nie. En al hierdie dinge se uitkom nog glo in hierdie volgende 2-3 jaar sal hierdie dinge uitkom. Dan gaan sê my jene Rocco het daai goede al vir ons vertel al van 2020. So mense, is plantmedisyne verkeerd? Ja en nee. 1, ja, dit kan jou gesond maak. 2, ja, dit kan jou help om te astral travel, dit kan jou help om geeste te sien, dit kan jou help om te connect met die ander kant, dit kan jou help met baie dinge, maar ook, dit is baie gevaarlik, want jy kan dinge sien wat jy in jou lewe nooit weer wil sien nie. Jy kan jou gat afskrik so dat jy nooit weer dieselfde persoon is nie. So jy moet sterk wees. Die shaman sal ook altyd sê, luister Rocco, jou vibrasie moet hoog wees. Dit help nie, gee vir jou hierdie goed, en as jou vibrasie hoog is, dan sal jy nie bad sien nie. Aan die ander kant, jy sal altyd die goeie nader trek. En dit is wat ek gedoen het. My vibrasie is hoog, en ek het nog nooit evilness gesien nie. In my hele lewe, van al die kere, dosyne kere wat ek geastral travel het ek nog nooit evil gesien nie, want my vibrasie is hoër as hulle sin. Dis gewoonlik mense wat drank drink. Drank is 'n bad ding om te doen, want kyk, sodra jy drank drink, bring dit jou vibrasie af, jy raak aggressief, jy wil almal slaan, jy skop jou vrou, jy slaan jou vrou, jy is 'n mislike donder, en dit is wat drank doen. Want drank maak ook dat jou crown chakra oopgaan, en wanneer jou crown chakra oopgaan, kan entities in en uit jou liggaam uitgaan, en dit is wat jou daai anger bring. En jy moet altyd probeer om jou vibrasie te lig, dat donkerte nie kan inkom. En jou Bybel sê, moenie bang wees vir vlees en bloed nie, maar wees bang vir die bose geeste van die lig. Om ons is daar baie geeste, goed en sleg. As ek 'n regte poepel is en 'n drol is, en 'n moeilike ou man is, dan gaan ek altyd 'n klomp entities hê wat om my is, en wat negatief is. Wanneer ek 'n goeie mens is, en ek help haar kan, en ek is regtig vir haar lig gee, ek probeer dit lig wees, dan het ek altyd goeie engele om my, wat my beskerm en vir my help. So met ander woorde mense, is daar fout met plantmedisyne? Absoluut niks fout daarmee nie, maar dit is nie gemaak vir die gewone mense, dit is gemaak vir shamans en kois en spiritual mense wat diep ingaan. Meeste van die spiritual mense wat ek ken, wat vandag mediums is, gebruik glad nie plantmedisyne nie. So dis nie 'n ding wat almal gebruik nie. En ja, mense, dit is, nou verstaan julle ek spirituality bietjie beter, en julle kan verstaan ook, dis hoekom ons plantmedisyne gebruik, en dit help ons net om makliker te connect met die ander kant. Maar dit is, soos ek sê, dit is nie vir elke Jan Raap en sy maat. Dankie.